Maar ons gaan begin, ek het sommer net so 'n paar gedigte gekies, en Lida, baie dankie vir jou insette. Ek het soms 'n gedig voorgestel, en sê, ag nee, anders regtig. Ek kom as dan nie hierdie lees, in die viering van Afrikaans, en kies aan nie. En dan kies ek aan nie, en sê, dit is 'n baie mooi gedig, baie dankie. Baie lees glad nie lekker nie. Kan ons weet, en Lida, baie dankie, dit is vir my, dit beteken vir my regtig baie. So ons het besluit, ons gaan nou nie 'n mikrofoon hier voor hê, en doen ons die woordskoter wat ons sê, Saartjie gaan nou vir ons voorlees, dan staan Saartjie, so ons gaan, we just going to wing it. En as ons sien is die mekaar raak, jy geduld met ons, ek is jy gaan die mekaar raak, en hulle raak nou nie mekaar nie. Maar ons gaan begin met Langehoven se bekendste gedig. En dit was 'n gedig, 2018, die stem van Suid-Afrika. Ek het nou toevallig gelees die dag, toe hulle besluit het, toe het die landtelike volksliederaad later, toe hulle het vertaling hê, en hulle na 266 vertalings is ingedien voor die Engelse vertaling wat nou gebruik word, saam met hom gebruik is, ja. So, ek het vir Lida aan die hand voorgesê, wat lees die, hulle besluit is hulle self, dus ook vir hulle mikrofoon gegeen, hulle kan met mekaar beklein. Ek het aanreis in die beklein oor hierdie mikrofoon. Baie dankie, Lida, Johan, dat julle gaan begin. Goeie naam vir hulle. Dit gaan baie lekker met julle. Ek wil net dadelijk om verskoning vra, in geval ek goed as herhaal, al reeds gesê het. Want met die jare het ek 'n bietjie doof geword, ek kon omtrent niks hoor nie. So Johannes gesê, iets goed van my gesê, baie dankie. As jy slegte dinge gesê het, jou, en ook iemand genoem. In elk geval, is het nou nie die ouderdom wat my so doof maak nie, want ek kan onthou, ek was nog 'n klein laaitjie, en ouers altyd gesê, en jy gaan hoor nie, kan jy nie hoor nie. Nou ja, het het maar afgehou tot nou toe. In elk geval, die ouderdom het ek gedink, ons vier nou 100 jaar van die amptelike erkenning van Afrikaanse Waterrok. En aanvankelijk was het vir my baie lang tyd, 100 jaar. Tot ek aan die bed lê, en ek dink, dis maar 15 jaar minder as wat ek oud is. Yes, maar in elk geval, ek moet geleerd. Uit ons groot digter bietjie water. Ja. So. Gelukkig het ek 'n baas wat weet. Sê Langehoven, die stem van Suid-Afrika, wat ons nou nie meer hoor nie, ek weet nie of het wettig is, om het te sê nie. Uit die blauw van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee, deur ons ver verlate vlaktes, met die kroon van ons bewaar, ruis die stem van ons geliefde, van ons land, Suid-Afrika. Ons wil antwoord op jou roepstem, ons wil offer wat jy vra, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika. En die murg van ons gedeelte, en ons hart, en siel, en gees, en ons roem op ons verlede, en ons hoop op wat sal wees. En ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf, deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trouw ons af. Vaderland,
Ons sal die adel van jou naam met ere dra. Waar en trou as Afrikaners, kinders van Suid-Afrika. En die songgroet van ons somer. En ons winter nog sy kou. En die lente van ons liefde. En die lamver van ons rou. By die klink van huweliksklokkies. By die kruidklap op die kus. Streel jou stem ons nooit verniet nie. Weet jy waar jou kinders is? Ja, op jou roep sê ons nooit nee, sê ons altyd ja. Om te lewe, om te sterwe. Ja, ons kom Suid-Afrika. Op u almag vastvertrouwd. Het ons Vader gebouw. Schenk ook ons die kracht beheren om te handhaaf en te hou. Dat die erwe van ons Vader vir ons kinders erwe bly. Genigte vir die allerhoogste. Teen die hele wêreld. Vry. Soos ons Vader vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer. Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees. God regeer. Baie dankie, Here. Wie ons so wys doen, is ek bang hy sê, ek dink ek sê dit so en die kort praat. Maar jy het gevra of ons daarom mag gesing, ons mag daar nog so 'n stukkie sing. Ek het hier so 'n stukkie ingesit, 4 anonieme gedigte, wat die daar kom sê die 29 uit, as ek reg onthou. Ja, maar ek is die glipsie waar ek gepraat het, ek sê die dag die my so snaaks gekyk. Ja, nee, maar ek het gespring, ek is jammer. As Frank Opperman op die groot verhoor die verkeerde mense kan aankondig, dan kan ek die verkeerde gedrag. Wie was daar gewees die aand met die Kunstefees? Toe hy die verkeerde mense aankondig, toe die meester vir hom sê, toe sê hy, ek is stupid, nee. So, ek is jammer, die dag, nee, ek het gedink iets wat Isak gesê het. Die eerste gedigte in Afrikaans was natuurlijk nie suiwer Afrikaans nie. En dis wat vir my so mooi is van André Piedringse bundel. Toe die Opperman die groot versboek saamgestel het, en hy besluit maar, ek gaan die gedigte vir Afrikaans. So die gedig, die eerste gedig, wat ek daar opspoor in Afrikaans, is die eerste en seker nie. Maar die een van Leon Cachet, gaan oor Afrikaans, maar in André Piedringse groot versboek, het hy die oorspronklike gedig gebruik, die oorspronklike skryfwyse, as ek reg onthou, nie as ek reg, ja, ek weet nie of ek die digte reg het nie, maar die daar is, die gedig se naam is Die Afrikaanse Taal, en die D is nie verkeerd gespel op die program nie, dit is het die, sonder die E, die gedig is hele sin die dag. Hoe die ene gesê is die digter Cachet. Ja, ek kan nie onthou wat sy naam is nie, albei reg. Ek het geleer op skool Cachet. Cachet, so Cachet wat die mense gespeel. Was hy nie 'n Fransman Cachet? Jy weet, ja, soos die grammar wees, Cachet. Soos Labouchere. Hier is liefde. Ek is 'n arme boerennooi, by vele min geag, maar tog is ek van edelbloed en van hoog geslag. Uit Holland het my pa gekom na Suid-Afrika, uit Frankryk waar dit dryf Troswell, my liewe mooie ma. Hulle skel my uit vir God nog smyt, maar ek gee daar nie om, want aan my lippies kan jy sien van wat geslag ek kom. Soetvloeide woordjies uit my mond, dit het ek van my ma. Maar as ek byt, dan hoor jy wel, ek is 'n kind van pa.
My sussie wat in Holland kom, die hou vir net al groot. Die lig is al te skerp vir haar, sy is al amper dood. Die dokters kom nou by mekaar en maak saam 'n bond. Maar toch met al die doktere word sy nooit weer gesond. My niggie, met haar stywe nek, die loop in rooi satijn en baie jong mans loop haar na. Sy dink hier baas te sein. Maar as die avond hierdie kom, dan is die klop by my, dis Hartjie, voor. hartjie mama. Laat ons 'n bietjie vry. As ek maar eers my vryheid het, 'n digter volk ontmoet, een wat my om myself bemin, en nie maar om my goed. Wanneer die vryheid op my kom, vat ek hom by die hand. En ek maak van hom, hoe swak ek sy, nog koning in die land. Want ek het onder in my kus, 'n ware towerstaf, wat ek nog van my ouma het, en niemand weet daaraf. Hef ek dit op, moedertaal, dan volg die land my na, en ek is nou net koningin van heel Suid-Afrika. Baie dankie. Van daai half Afrikaans, half Hollands, wat ek van Andries in die digte hou. En ek dink sy gemeente hou ook daarvan. Dus ek is nie bekommerd vir my, ek weet goed van jou wat jy nie weet, wat jy nie weet wat jy weet nie. Ander het 'n manier om 'n ding te sê, wat 'n mens net kan sê soos hy dit sê. En die twee gedigte wat van hom in die verseboek is, hy gaan twee van hulle lees. Eerste een is skelm met 'n uitroepteken. Nou het ek hom gevra of hy soos Vida al sy woorde uit sy kop uit kan ken. Dus hy gaan maar eerder dit lees. En ek het om te toets, het ek al klein print van Andrie Peper uitgedruk. En dis 'n brawe man. Hy sit met hulle daar. Sy oor is baie beter as hy gemiddelde ou. Andrie, baie dankie. Weet goeienaand, lieve vrienden. Dit ter agtergrond, die wonder van Afrikaans is hierdie twee gedigtes geskryf in die jare 80, 85, 80. Toe daar die groot opstande was en ek binne daai maankoop was in Engels praat en Afrikaans hand. En dit is binne daai konteks geskrywe. En om altyd Afrikaans te bly. Van as 'n lekker taal iemand toevloek. Skelm. Jy is 'n skelm. Jy het my goed gesteel. Op ons plot met die hoenders en ou karre het ons al saam gespeel. Met wet en Bybel en het jy ons laat pad. Groot gelieg in ons plot gevat. Jou veiligheidsmaatreëls het my kwaad laat blom. Want die plot en ons staan was jou naleef. My grootjie, ons werk, vir 'n lausie en 'n voetjie. Jou geel vloer moes 'n heel dag skrob, haar lewe lang het jy gewoon. In die kombuis het sy Afrikaans gebrei. Jy het gesteel en niks belei. Maar ook in my braak. Ek het nog die koos, die hele tyd het sy my Afrikaans gebrei. En die uit is my broer, sit hier in die stront, maar plees ek sklein, waar is my grond? Nou wil ek weet, waar is my taal? Nou perrie is die tyd vir my taal. Ons leikies is kwaad en heel halsvol. Skielik oorheid om die bloed te help stol. All of a sudden moet ons saam met jou vrees, nou van die mense die Bybel recht lees. Nou moet ons jou trust, die Bybel maak het een must, maar al wat ek wil sê, ek wil my oma goed nou terug hê. Is dit nie die wonder van Afrikaans nie? Dat, ek dink as ons later met die heel laaste dag kom, wat sy tyd ver vooruit was, ons kom altyd terug na hierdie selfde ding toe. Afrikaans is nie my Afrikaans, of jou Afrikaans, of jou, of jou, of jou. Afrikaans is Afrikaans, ja, ons,
En ons moet praat, ons moet lees, ons moet skryf, en dis my vermarkingspraatjie vir die aand. Ek kom nou met die 4 gedagte. Ek kry altyd by die nie gereeld, by die koerante, Isak is reg onthou, is jy ook in die media, dan kom ons sulke briewe, wat verskriklike goed aanraak, en dan is daar so 'n groot onder wat sê, anoniem. Want die ou nie so te sê, maar as mama as vir geld, en dan is het anoniem. En ek was nie verstom om die groot verseboek, die hele reeks anonieme gedigte, maar ek dink nie, hulle was anoniem bedoel. Ek dink die mense het net nie geweet waar kom hulle vandaan nie. Maar ek het soms so 4 gekies, lukraak. Een het ek as Prins gekies, maar die ander het ek so met 4 van gekies, as die hele klomp. En dis die 4 waarna ek net verby sê, jammer dat jy allemaal nie mekaar gemaakt het. 4 anonieme gedigte wat Nida Johan vir ons gaan lees. Jy het seker die laaste een as Prins gekies. Ek het inderdaad. En ek kan eendag as ons mekaar beter leer ken, vir julle vertel hoekom. Want daai Nida wat daar sit, toe sy die dag 80 word, het sy vir my 'n grappie vertel. Dat 'n mens nie so sien jy hoe bekommerd is sy nou. En weet julle waar ek hulle aangetref? Ek het daai foto nog in Klaastroom Hotel. Vir Nida en vir Johan op 'n koperkaart op. Onthou julle dit? Dis 10 jaar. Dis 10 jaar gelede. So ja, ek het hom as Prins gekies. Daar's hy. Baie dankie. Anoniem. Anoniem. Al woon my bokkie nog so ver. Al woon my bokkie nog so ver. Al woon my bokkie nog so ver. Dan troos ek my aan die morgenster. Die kelkie sonder voet, die kelkie sonder voet. Daar's 'n glimlag oor my lippe. Maar ek huil in my gemoed. Die Kaapse parlement. Wees dan toch genadig vir 'n arme opmoskeert. Die aapie hang aan die moerbeiboom, doodgeneek met 'n donkie toon. 'n stukkie van sy ribbetjie steek uit sy lyf. Sy koppietjie bewe, maar sy pilletjie staan styf. Jy leer van brandmense. Om jou by te kom nie. Baie dankie julle vir daai 4. Ek het 'n klomp stukke gekry van Johan Botha af so gelede. Toe ek by 'n uitgewery betrokke was, ek het hulle nou vir 'n uitgewery uitgestuur. My vrou wys my so, ek weet beteken dit nie. Peace. Daar was 2 gedigte. Nee, daar was 4, en dit dan 4 gewees. My vrou het maar swak verskoon aan. Sy dink dit is nog vir my boekgesprekke waar sy sit aan times in my mamma die sak. Ons sal aan die sak van nou so nou net afvat as ek net staan. Vanaand kry ek by die huis kom. In elk geval ek het 'n klomp stukke wat Johan geskryf het oor die jare toe hulle getoer het met hulle as akteurs. En dit skreeu snaaks van hulle. En toe ek vir hom sê, want Johan, as 'n uitgewer hierdie goed kry en hulle wil dit uitgee, dan moet ons 'n titel kry vir hierdie goed. Toe dink ek so lank, hy het self al vergeet, toe sê hy, ja, jong, gaan maar moeilik wees, want om snaaks te wees, is nie 'n grap nie. En dis my ideale titel as hy ook die lig sou sien. Toe ek vir Johan gevra of hy nie as deel van hierdie vir ons 'n storie wil vertel. Een van sy staaltjies wat in daai staan klomp is. Stok. Hoe gaat so? Ja, toe alles my nou gevra het, of
apostel gevra het in daardie geval of ons sal deel wees van vanaand. Ek het teruggedink aan die jare waar ons betrokke was by die viering van Afrikaanse baie aspekte. En ook na 'n skrikwekkende ervaring in my loopbaan. Het was so 63 jaar gelede, toe het ek 'n kontrak gekry by Truk, dis die Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste, wat nou nie meer bestaan, lankal nie meer. As akteur, toe sê ek skielik in hierdie akteurswêreld. Wonderlik, het ek gedink. En in daardie jaar, my eerste jaar daar, vra hulle my om in 'n film te speel. Ek weet nie vir die staat of wat ook al nie, maar oor die genootskap van regte Afrikaners. Ek moet die hoofrol speel. Dominee S.J. de Tooi. Nou ek het so 'n bietjie al geweet van hierdie ouers, jy weet, in die Parel wat so aangeneem het met Afrikaans. Maar as het dadelijk het ek gelede so 1876 ek dink. In elk geval, ons skiet in Pretoria en in die Parel. Hierdie ouens het natuurlijk aan die Parel by mekaar gekom en daar staan hierdie vreeslike monument vir hulle. Ek dink is vir hulle nie vir Afrikaans. In elk geval, hier is ons nou in die Parel, waar hierdie ouens by mekaar gekom met die genootskap van regte Afrikaners. En hulle doel was om Afrikaans vorm te gee, min of meer spelreëls daar te stel, etc. Dit is al wat 50 jaar voor die 100 jaar nie, 25 voor die 100 jaar erkenning van Afrikaans. En ja, ek onthou, toe ons in die Parel gewees het, was 'n dag wat warm was. Waaragtig. Dit was rof. Ek dink een van die warmste dae wat die Parel nog gehad het. En hy is omtrent net so warm soos Oudtshoorn. En ek, wat Dominee S.J. de Tooi speel, ek het hierdie swart pak aan. Met 'n stywe wit hemp en 'n boortjie, wat ek gesê was ooit sekerlik nie, want ek het ook 'n baard gehad, so 'n lang, swart, geplakte baard, so gelyk soos hierdie sanger, wat sy naam ook al is. Never mind it. Ek het toe nog 'n onderbaadjie gehad, en 'n mantel, daai warm dag, maar so warm, die hoenders het gevryk by honderde van hitte, nie soos vandag van honger. In elk geval, wat 'n wonderlike ervaring was daar, skiet in die Parel. Die hoogtepunt was om met die drukpers, dit was so handvas as ek reg onthou, wat jy so getrek het, dan die voorblad van die eerste koerant in Afrikaans. Wat was dit? Ek kan nie onthou nie, is nie ons kleintjie nie, maar in elk geval, wat 'n wonderlike oomblik, daai voorblad was nog daar so, en hulle het hom geïnker so, en ek trek die ding, en hier is daai oorspronklike voorblad, wat 'n oomblik. Nou, dit was ook die lekker.
Soos ek sê, as ek in Pretoria ook gesien het, die binne tonele was in Pretoria. Nou kyk, ek het geweet van radio, ek het baie radio stories al gespeel, ek het by Springbok radio gewerk, so ek ken radio, ek ken verhoog, ek ken van laerskool af, ek ken Vryburg, ek ken die niks, en waar ek gesê, Bokero. Ek het die tekst gekry en gelees. Nou sê ek, dit is gewoon daar. Ons lees en repeteer 'n bietjie en so veral op radio, so 2 dae daai vroeë jare en dan neem jy op. En verhoog, repeteer ons sommer 3 weke, en maand dink ek sommer aan 'n stuk. So ek het 'n stuk gelees. En dit begin die heel ding, begin baie mooi. Met dominee S.J. de Tooy, wat 'n lang gebed. Ek dacht ons gaan repeteer so. Maar hier kom ek, ons gesit, so by 'n lang tafel. Ek sit op die boekput. En die regisseur sê, as ek op aksie, staan jy op, buit, en sê die gebed. Ek dacht nog eers, dis 'n repetisie. Die ligte is helder, baie helder daar, warm. En hy sê, regisseur, rolklank, camera, aksie. En skielik besef ek, dis nou die tel. Dis hy hierdie. Ek moet hierdie lang gebed moet ek nou bid. En ek het hom net 1 keer gelees, so 2 dae gelede. Wat maak ek nou? En ek begin sê sly, take 2. Okay? Rolklank, camera, aksie. Toe sluit. En dit is take 3, take 4. Ek kom take 5. Maar voor dit sê die regisseur, sê Michael, haal hy sweet van die man se gesig af, poeier op. Take 5. En ek weet ek moet iets doen, Sê, rol, klank, camera, aksie. En ek sê vir ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Sê ons ook by jou hande. Ons daaglikse brood. En soos ons skulde aan ons vergewe.
stilte. Die regisseur sê, "Sny." Ons gaan aan die volgende toneel. Seepie genoot en pannevis. Maak julle gereed. Dis erg. Vermaande vir jare. Vir jare het hulle my nooit weer gevra. Daarna het het stadig begin. Stadig. Nogal heel wat werk gedoen. Maar 'n kamera. Nou nog. 'n Kamera is 'n pitbull terrier. Ek moet vir jou vra, is Johan 'n fyngevoelige mens of het hy maar 'n krag gevel? Want ek wil ook iets vertel, want ek het skielik onthou toe hy nou praat met die kameras. Kan ek maar vertel? Hy kan jou staan, ek kan die my staan, ja. Ek dink dit skielik aan iets, dit is nog wat in jou program nie, maar lang gelede, op 'n stadium vertel Johan vir my, hy was in 'n movie gewees, waar hy 'n naaktoneel moes verskyn. In 'n bad. En dan vertel hy en daar's 'n jong dame wat hom moet versorg. Ek sê, Johan, dan het jy seker ekstra betaal vir die toneel. Hy sê, wat? Ek het hulle betaal. Ek het het ontken, maar my idee is baie ek moet net vir hom sê, Johan, ek is geskok dat jy jou eie seun se naam vergeet. Want hy wil dan man met die baard is Neil Sandinens. En toe jy nou meester geskied het in Clarence, was Neil Sandinens jou seun. So ek gaan vir jou sê, jou pa het jou naam vergeet. En as ek reg onthou, was hy die naam jou seun gewees. Ja. Dit was ek ook jong en mooi. Ek en man, daar was al 2 extra's, ons het daar 'n vergadering gesit na te klap. Hulle het vir my 'n reël teruggegee om te sê ek sê R80 ekstra kry daarvoor. Toe sê ek die reël en hulle het hom gesny. Ek het nooit my R80 gekry nie. Baie dankie Johan vir daai staaltjie. André, hy het nou gepraat oor sy gebed. Ek het gedink aan 'n staaltjie van die gebed. Dus moet ek ook vinnig vertel. Ek het geen idee hoe laat is nie. Ek op jou horlosie kyk hoe laat is dit. Ons is te laat. Ek gaan my staal vertel nie. Ek wil gou vertel. Engels en Afrikaans is baie moeilik. Ek het skool gegee. En by Engelse skole is saal byeenkoms 'n verskriklike ding. Jy kom daar aan met jou academic dress die eerste dag vir die kwartaal. En die mense sit daar of jy nou onderwys is wat of nie, as jy nie academic dress nie, en jy nie die aptekers en die dokters en die prokureurs en maar ons het daar voor met 'n academic dress. En daar was 'n ou gewees wat net Afrikaans by Engelse skool gegee het en hy het nooit sy beurt waargeneem vir opening nie. Hy kon eenvoudig nie Engels praat. En toe sê die oorval, kyk hierso, die ouers begin dink jy is ateïs. So jy moet daar nou regtig. Ek sê jou help. Ek gaan vir jou 'n kort gebedjie skryf en jy moet 'n kort stukkie die Bybel uitlees. En dan as almal so oor toe is, dan lees jy die stukkie die Bybel kort stukkie. En as almal so oor toe is, lees jy die kort gebed. En dan sê jy amen en dan is jy reg. Dan sê jy is reg so. En hy oefen nou die stukkie wat hy moet lees. En hy lees dit nou voor en hy sê vir die kinders, let us pray. En almal maak hulle oë toe, hy nou kyk, toe die papiertjie op die grond geval. En hy maak sy oë toe en hy sê, amen. En daai tyd sê die hoof vir hom, ons het nie 'n woord verstaan wat jy gesê het. Hy sê, ek het nie met julle gepraat. Begin deze gebed. Here, my gebed is nie in decent Afrikaans. Niks fancy beelde
en bekskaapwoorde. Ek praat sommer never mindjies in die huis. Laat ek kan sê wat koek in die hart se kom wees. Daar gaat die verstaan as ek sê, Here, my lewe is deur mekaar. Vat my aan die hand asseblief. Koos ons woon in die nuwe land, en ek sukkel nog om Auguste te vergeef. Ja, vergewe en vergeet. Toosjes. O ja. En sien dit toe, die man wat hy so swak aangaan. As die volgende is gebed, hy so sterk gemaak. Ja, en dan Toosjes. vergewe en vergeet. Daar het 'n doringboompie vlak by die pad gestaan, waar lange ossespanne met sware vragte gaan. Eendag kom daar langs 'n ossewa verby, wat met sy sware wiele dwars oor die boompie ry. Jy het my storing strykie, my ander dag geklap. En daarom het my wiele jou kruikie plat getrap. Die ossewa verdwyn weer agter die heuweltop en langsaam buig die boompie sy stammetjie weer op. Sy skoonheid was geskonde, sy passies was geskeur. Op een plek was die stammetjie so amper middeldeur. Maar tog het daardie boompie nie stadig reggekom. Want oor sy wonde druppel die saf van eie gom. Ook in die loop van jare die wonde weggewis. Net een plek bly 'n teken wat onafwisbaar is. Die wonde word gesond weer as jare kom en gaan. Maar daar die merk word groter en groei maar alderaan. Dit is so mooi dat die mooiste vir my is, want oor sy wonde druppel die saf van eie gom. Maak haarself reg. My vrou probeer met sy geveeltes en sy geliek, soos tussen die elke reg. Sy sê vir my klaar. Die volgende gedig is een wat verander het. Ek het eintlik uit moetswilligheid uit, het ek 'n gedig van Koos Kombuis gekies, waar hy op hierdie mooi gedig vergewe, vergeet sy eie weergawe skryf, en toe bel die dan my baie diplomaties. Dus is anders. Ons kom as nie met die viering van Afrikaans. En dan van die man lees, wat Afrikaans sleg sê. En toe ek toe besef, toe sê ek, sy is heeltemal reg, ons kan nie. So, CP Hooggenhout, sy vooruitgang. Dankie dan, Johan. Engels, alles Engels. Engels van die synonoor. In ons skole en ons kerke word ons moedertaal vermoor. Ag, hoe word ons volk verbaster. Daarom stem ons leraars saam. Ons nog 'n sekere kerke is betrok, 'n blote naam. Wie hom nie laat anglisiere, word geskolde en gesmaak. Tot in Vrystaat en Transvaal, overal dieselfde kwaad. Dis vooruitgang. Skreeu die skreeu, roep die skreeuwers. Dis beskawing wat nou kom. Die wat nie wil geloof, die is ouderwets en dom. En as hy van reg durf praat, word eenvoudig dit geseg. Jou rumoer en oproermaker, weet jy dan nie, mag is reg. Ons laaste gedig, ek weet nie hoe baie mense weet nie, maar Koos is die gelede in Afrika,
is nie 'n nuwe gedig nie. H.A. Feyenoord het hom al in die 1960s het hy 'n gedig oor hom geskryf. Oor die lied en eintlik oor die betekenis. En eintlik het hy daai tyd al 'n hele klomp jare vooruit voorspel en gedink. En ek gedink ons is 'n goeie idee om met hom af te sluit. André, is hy tussen jou papiere wat ek vir jou gegee het. Ek is altyd bang om vir 'n dominee te min goed te gee wat die mense weet nooit. Ek weet nie. Maar in elk geval. André, asseblief as jy ons sal afsluit met 'n Nkosi Sikelel. Baie dankie. As ek nie bly is aan 'n taal praat, dan sê ek nie meer gebruik. Nkosi Sikelel, Afrika. Uit 1000 monde word die lied gedra. Ek sluit my oë, soos 'n seerafskoor. Val daar die stem strelend op my oor, Nkosi Sikelel, Afrika. Ons vra die Heer vir Afrika. Ek kyk en sien die skare voor my staan, Zulu, Xhosa, Sotho, Shaka, en ek blanke. Vele volke, ja. Almal verenigd om God se seën te vra. Want die alwysheid saam geplant en saam vorm in Suid-Afrika. Nkosi Sikelel, Afrika. Seën Heer die land wat vele volke dra. Baie dankie julle. Ek weet nie wanneer jy was vir my 'n absolute voorreg om saam met julle te sit. Ander het gesê dis 'n bietjie angstig om saam met sulke bekende mense te sit. Dit het vir 'n goeie antwoord gegee, maar weet ek die antwoord die mag doen nie. Ek het vir hom gesê, maar André, jy is aan elke Sondag. Jy gee daar die preek toe, saam met 'n baie hoër gesag. En dis 'n grap, maar ek het dit opreg bedoel. So, baie dankie, André, Lida en Johan. Dit was my voorreg. Baie dankie dat julle kom luister. Al baie is dat die lewe Christus en helpkerk en koffie gaan drink, eet en leer mekaar ken asseblief. En as jy tussen 'n Engelse woord oor dit gooi, is dit ook oukei. Baie dankie.